Soos beloof, kyk ons na die geskiedenis. Mense wat deel was van God se huis en aanvanklik dalk nie so goed presteer het nie. Die eerste een is Abraham. Nou, dis vir my baie moeilik om hom mooi te beskryf, maar ek dink hy was aanvanklik eintlik 'n lafaard. En hy word tog later ook aardsvader. Genesis 12 vers 13 het 'n gesprek tussen hom en sy vrou, tussen hom en Sara. Hy sê vir haar, sê tog, maar jy is my suster, dat dit met my goed kan gaan, oor jou en my lewe, deur jou toedoen gespaar word. Nou, hulle was hier in 'n baie moeilike posisie, eintlik soort van vlugtelinge, en afhanklik van die goeie guns van die koning. En hy gebruik hierdie lafhartige manier om homself en in 'n sekere mate dalk sy vrou ook te beskerm. Maar dit het eintlik gegaan oor sy eie probleem, dat hy nie self vir hom kon opstaan nie, en eintlik sy vrou gebruik om homself dan te verdedig. In Matteus 8 vers 11 sien ons 'n ander prentjie van hierdie man. Die Here Jesus sê daar, ek sê vir julle, baie sal van die ooste en die weste afkom, en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Hier praat die Here Jesus van hom saam met die drie sogenaamde, as deel van die drie sogenaamde aardsvaders. Ten spyte van sy lafhartige optrede, sien God tog in hom iemand wat hy kan gebruik, iemand wat hy as voordeel vir die werk van die Here kan gebruik. En so verander sy lot eintlik van lafaard na aardsvader. Kom ek sê maar vir jou ook, ons voel baie dikwels hopeloos, vol foute, maar die Here sien iets meer in ons. Hy wil ons almal gebruik. Soos vir Abraham. Loop mooi.